Liewe geloofsfamilie en vriende, baie welkom by ons uitsending vandag op hierdie spesiale dag op die kerkkalender. Vandag is Palm Sondag en vandag vier die kerk wêreldwyd dat Jesus ingestap het, ingery het op die rug van 'n donkie in Jerusalem in. En dit het dan nou uiteindelik gelei tot dit wat Paasnaweek gebeur het. So met die groot lydensweek wat ook van môre af begin tot en met ons program hierdie naweek, bid ek dat hierdie laaste week van lydenstyd vir jou ook besonder sal wees, dat dit 'n tyd van diepte sal wees in jou verhouding met die Here. Here Jesus, saam met die skares wêreldwyd sing ons vandag Hosanna. Hosanna in die hoogste, want U is die koning en U het gekom. Dankie dat ons kinders van die koning kan wees. En dankie dat ons die voorreg het om vandag ook weer net te kan beleef en besef dat U anders is. En dat U dit nie net gesê het nie, maar dat U dit kom wys het. Mag ons dit vandag ervaar. Dankie dat ons nou kan besig wees ook met die Bybel. Seën ons asseblief in Jesus se naam. Amen. So vandag gaan ons nie die teks behandel wat dalk bekend is op Palm Sondag nie, die profesie van die Ou Testament wat vervul word in Jesus wat op die rug van die donkie inry nie. Ons as gemeente is die afgelope tyd in lydenstyd besig met 'n reeks waar ons stil staan by klomp van die punte waarby Jesus was op sy pad tot en met sy sterwe. En ons kyk bietjie na dit wat gebeur het uit die hoek van verskillende mense. En vandag gaan ons presies dieselfde doen. So vandag se teks is Jesus al aan die kruis. Dis die teks waar Jesus sterf, maar dis 'n teks waar ons ook sien dat hier verskeie mense is wat dieselfde gebeurtenis op verskillende maniere ervaar. Kom ons lees. Lukas 23 vers 44 tot 53. Dit was al omtrent 12 uur. Toe kom daar duisternis oor die hele land en dit het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn. Die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep: Vader, in U hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het hy God geprys en gesê, hierdie man was werklik onskuldig. Al die mense wat saamgedrom het om na die skouspel te kyk en gesien het wat daar gebeur het verslae huis toe gegaan. Maar al Jesus se vriende, ook die vroue wat hom van Galilea af gevolg het op 'n afstand bly staan. Hulle het al hierdie dinge gesien. Daar was 'n man met die naam Josef, afkomstig van 'n Joodse dorpie Arimatea. Hy was 'n goeie en opregte man en het die koms van die koninkryk van God verwag. Hoewel hy 'n lid van die Joodse raad was, het hy nie met die besluit en optrede saamgestem nie. Hierdie man het na Pilatus toe gegaan en die liggaam van Jesus gevra. Nadat hy dit van die kruis afgehaal het hy dit in linne toegedraai en in 'n rotsgraf neergelê, waar nog nooit tevore iemand begrawe was nie. Amen. Ons lees tot sover. Vriende, in die teks wat ons nou net gelees het, is daar soveel dinge aan die gebeur, en mense sou definitief kon vra, maar hoe beleef die mense van daai tyd dit, wat op daai stadium daar was, en dit is wat ons gaan doen, maar aan die ander kant kan ons ook vra, maar waar is God? Het God hier beheer verloor? Want op die ou einde, na hierdie worsteling, en na alles wat met Jesus gebeur, loop dit uit op sy sterwe. So is God buite beheer, en wat gebeur op die ou einde daar by die kruis met die mense, wat sien wat gebeur? Kom ek maak 'n stelling. God is in hierdie oomblik ook intens aan die werk, al lyk dit nie so nie. God is in hierdie oomblik, die dieptepunt van die kruis, so aan die werk, al lyk dit nie so nie. En ons sien dit uit ons teks uit, op 3 verskillende maniere. En die eerste een is, natuurlik die duisternis, wat oor die aarde kom. Van 12 tot 3 uur is daar duisternis, en dit wys net vir ons iets van God wat dit laat gebeur het. 'n God wat in sy seun se ergste oomblik
van pyn en dan nou sy sterwe, besluit dit is wat nou gaan gebeur, want dit is amper 'n simbool van die duisternis wat 'n realiteit is in mense se lewens. En die duisternis wat op 'n stadium op hierdie stadium dink maar die oorwinning het gekom. Maar eintlik nie, want God bly in beheer. Hy laat die duisternis kom. In die tweede plek, die voorhangsel wat skeur. Ons verstaan dat die voorhangsel eintlik die allerheiligste van die res van die tempel geskei het en dat die hoëpriester net een keer 'n jaar daar kon ingaan en God skeur hom sodat dit nou vrye toegang kan wees vir elke persoon. En dit is natuurlik wat aan die kruis gebeur, dat die toegang vir ons elkeen gemaak is dat ons met vrymoedigheid kan gaan. Maar ons lees nie dat iemand die voorhangsel gaan skeur het nie. Ons leer die voorhangsel is geskeur. En daarom God wat op daai vlak ook in beheer is, en wys maar hier's iets dieper en iets groter aan die gang. En in die derde plek lees ons dat Jesus self sy lewe aflê, dat hy die handelende persoon bly. Met ander woorde, hy besluit. Hy maak die keuse om nou dood te gaan. En daarom sê hy, in die hande gee ek my lewe oor. En hy ego die woorde van Psalm 31 vers 6, wat 'n aandgebed was vir die Jode, wat hulle opgesê het voordat hulle gaan slaap het, om te sê, Here, in hierdie nag gee ons onsself nou aan U oor, en ons wil veilig wees by U. En Jesus doen dan dieselfde. Hy is die handelende persoon, hy sê, dit is wat nou gaan gebeur. Here, ek gee in U hande my lewe oor. En dan sterf hy. So, God bly intens in beheer, alhoewel dit moontlik kon lyk, dat hy buite beheer is. Ons vra nou die vraag, God is in beheer, ja, maar wat beleef die ander mense van daai tyd? Die mense waarvan ons lees in hierdie teks, hierdie gebeure. En die eerste groep wat ek wil uitlig, is die skare. In vers 48, al die mense wat saamgedrom het om na die skouspel te kyk. Hulle is besig om hierdie ding te bekyk, en hulle bespiegel dalk onder mekaar, maar op 'n stadium, sou ek sê, raak het stil. Want die Bybel sê, hulle het versla huis toe gegaan. Daar staan letterlik in die direkte vertaling, hulle het huis toe gegaan, en hulle het op hulle bors geslaan. Dit is wat gebeur het. Hulle besef iets van hier het iets gebeur. Hier het iets groots gebeur. En natuurlik verstaan hulle nog nie ten volle nie, maar dit wat God gedoen het, die duisternis, die voorhangsel, Jesus wat sy lewe oorgee, dit raak hulle op 'n manier, en hulle kan eenvoudig reageer. Eintlik in rou, want dit was die teken van die slaan op die bors, en hulle is versla. Die tweede groep mense wat daar was, Jesus se vriende en die vroue. En ons het verlede week lekker ingezoom op die vroue en daai gesprek en hoe Jesus met hulle teenwoordig was. Ons gaan dit nie weer doen nie, maar hulle bly dan staan op 'n afstand, want hulle wil graag nog sien wat gaan volgende gebeur. 'n derde karakter wat aandag kry, is die offisier. En vanuit sy posisie weet ons dat dit 'n heiden was. Hy was nie 'n Jood nie. Hy was 'n heiden, hy was 'n Romein, en hy het vir die owerhede gewerk, en hy het teen ook hierdie hele skouspel sien afspeel. Maar die gebeure, die manier hoe God in beheer was, en dit wat op die ou en dae gebeur, het so groot indruk op hom gehad, dat hy nie anders kan as om te besef, maar Jesus is waarlik die seun van God nie. En dan gee hy vir God die eer, dan prys hy die Here. Hy wat teen deel was van die spotters en wat gesien het wat alles gebeur het, draai nou. En hy besef, wow, hierdie man was regtig onskuldig, hy was regtig die seun van God. En hy prys hom. Hy gee vir God die eer. En in die vierde plek, die laaste karakter by wie ons stil staan, was Josef van Arimatea. Nou, in die 1983 vertaling staan daar, hy was lid van die Joodse Raad. Maar eintlik staan daar net, hy was lid van die Raad. So daar is nogal bespiegelinge oor, is dit die Joodse Raad,
Of was dit eintlik die stadsraad van Arimatea waar hy gewoon het? Was hy dalk 'n rolspeler daar? Want die feit dat hy 'n graf gehad het, beteken dat hy 'n welgestelde man was. Maar in elk geval, of hy nou in die Sanhedrin was en besluit het om stil te bly, en of hy eintlik net 'n ander persoon was wat deel was van die samelewing, maar wat op 'n stil manier die Here aanbid het, dis irrelevant. Wat is die belang op hierdie oomblik? Josef het self ook 'n ontmoeting met die Here. Daar staan hy was 'n vroom ou wat in afwagting was op die koninkryk van die Here, op die koms van die koninkryk van die Here. En Josef besef dan, maar hier is dit. So, dalk het hy nie opgestaan nie, dalk was hy nie iemand wat geraas gemaak het nie, hy het op sy stil manier sy verhouding met die Here uitgeleef. Sien ons die verskille, die vroue wat staan aan die een kant, die mense wat verslae huis toe gaan in rou, die offisier wat amper tot 'n geweldige bekering kom, Josef wat eenvoudig kyk en stil met die Here omgaan. Dis die mense se reaksie by die kruis. Dis die mense se reaksie op dit wat God gedoen het. En kom ons het nou die eerste punt, God is in beheer hierso. God het nie verloor nie. God is in beheer hier. En daarom is daar mense wat sekere dinge by die kruis beleef. En daar's 4 verskillende reaksies, net uit die karakters wat ons nou genoem het. Vriende, wat kan ons hier uit raak sien? Ons kan raak sien, almal se storie is nie dieselfde nie. Ons almal hoor dieselfde storie van Jesus. Ons almal ontmoet dieselfde God. Ons almal se storie is nie dieselfde nie. Want party van ons het dalk sy verhouding met die Here is dalk soos die offisier. Ander staan dalk nog op 'n afstand. Ander verstaan nie en loop dalk huis toe terwyl hulle rou. Ander is dalk op 'n stil manier besig om hulle verhouding met die Here uit te leef. Maar wat is ongelukkig besig om te gebeur in ons samelewing? Ons veroordeel mekaar. Ons kan eenvoudig nie verstaan dat die Here se verhouding met almal nie dieselfde kan werk nie. Ons veroordeel mekaar want ons verstaan nie hoekom mense anders reageer op die boodskap van die kruis nie. En dan dink ons, daar's hierdie sekere stappies wat nou moet gebeur en as almal wat nie met my saamstem nie, is verkeerd. Want my Here het vir my gesê dit is wat moet gebeur. Maar terwyl die storie van verlossing en die feit dat Jesus die Here is dieselfde bly, beleef mense in daai oomblik saam met hom dit op verskillende maniere. Mense het verskillende spiritualiteite, maar ongelukkig veroordeel ons mekaar, want ons verskil. Ons veroordeel ander kerke, want ons is reg en hulle is verkeerd. Ons wil mense verander, want ons dink ons is reg en ander is verkeerd. Op 'n ander vlak, vergelyk ons onsself dalk heeltyd met ander mense. Maar hoe sou dit nou gewees het, as die offisier eers vergelyk het met die vroue, en dan met die skare, en dan met Josef? Nee, die offisier fokus op wat hy nou beleef het met die Here. En ek dink dis belangrik, dat ons in ons verstaan van die kruis, en in ons verhouding met die Here, nie onsself die hele tyd met ander mense hoef te vergelyk nie, maar dat ons kan fokus op dit wat die Here vir ons kom gee het. En nie op 'n manier van ek is reg en ander is verkeerd nie, op 'n manier van daar's 'n persoonlike verhouding en God stel belang om saam met my hierdie pad te stap. 'n Laaste gedagte, kom ons doen in hierdie laaste week van lydenstyd en in Paasnaweek intens introspeksie. Kom ons wees amper selfsugtig en sê maar hierdie week gaan ek net fokus op die Here en op my. Want ja, dis goed om saam met ander te aanbid, dis belangrik, dis deel van hoe dit gemaak is, maar ek veroordeel mense baie kere, of ek wil mense verander want hulle verskil van my, of ek vergelyk myself heeltyd met ander mense. Wat sal gebeur hierdie week, as ons dalk eenvoudig sê, kom ons vergeet van ander, en kom ons vra vir die Here, Here werk met my, want ek stel belang om saam
met U hierdie week in te stap. So daarom vra ek vir jou vandag, moenie nou dink aan mense wie jy wil beïnvloed of dalk wil verander nie. Waar is jy? Hoe beleef jy dinge op hierdie oomblik? Wat maak jy met die kruis? Wat maak jy met die feit dat die Here hier in beheer was en kies om sy lewe oor te gee? En dan, hoe kan jy reageer op hierdie boodskap? Ek dink introspeksie is 'n ongelooflike ding. En ek bid dat die Here vir ons die dinge sal wys wat hy graag vir ons wil wys in hierdie week. Maar ongelukkig mis ons dit as ons heeltyd fokus op ander mense se verhoudings met die Here. Kom ons kyk binne toe. En kom ons hoor wat die Here vir ons elkeen wil sê. Kom ons neem verantwoordelikheid vir ons eie geloofslewe hierdie week. En wie weet, dalk sien ons iets raak wat ons nog nooit van tevore raak gesien het nie. Amen. Here, dankie dat U belangstel in ons as individue. Help ons elkeen asseblief om onsself oor te gee vir U. Ons is oop vir dit wat U hierdie week in ons lewens wil doen. Amen. Die Vader en die Seun en die Heilige Gees stap saam met jou hierdie week in. Amen. Leer my U wandel, U doen met my, U potte water, met my die klei, vorm my en maak my, volgens U wil, op en vertrou. Leer my U wandel, U plan vir my, laat ek nie doelloos, nutteloos bly. Hou my erkentlik, Here net aan, as ek dan swak is, maak U my sterk. U gee gawes, net soos U wou, almal is die